Desember maand 2010, toe beland ek op 'n plek waar ek nooit gedink het ek sou opeindig nie. Dis Desember vakansie, my verlof het tans aangebreek en ek bevind myself in een van die teatersale van Panorama se harteenheid, die Medikliniek in Panorama. En om my is daar mediese personeel, ek is gekoppel aan allerlei toestelle, en die kardioloog van die tyd, Dr. Clive Corbett, is besig om 'n angiogram op my te doen. Ek kan jou nie beskryf wat ek in daai oomblikke ervaar het nie. 'n Paar dae van tevore is ek in ons motorhuis en op die vloer is die karstoeltjie met ons 7 maande oue seentjie in die karstoeltjie met groot oë, kyk hy na sy pappa. En ek staan in die motorhuis en met daai oomblikke dink ek's besig om 'n hartaanval te kry. Tussen al daai warboel wat ek voor hierdie pasgebore baba staan in hierdie stowwerige garage in Retiefstraat 36 in Bellville. En al wat ek kan bid in daai oomblikke is dit. Here, is dit waar ek die laaste minute van my lewe op aarde gaan spandeer? Asseblief, Here. Nie op hierdie vuil vloer voor my seun nie. Wat in die gang was in my lewe op daai tyd was ongesonde ritmes wat opgebou het. Dit is asof my liggaam begin protesteer het teen hierdie ritmes. Ritmes soos byvoorbeeld konflik, bekommernis, te veel werk, te min slaap, te min rus. Ek's 35 jaar oud en vir my was die lewe op daai stadium werk. As jy kan onthou as hierdie jaar begin het. Ek het presies dit ervaar waar ek gepreek het 'n paar weke terug. Stadig, geleidelik en toe skielik. Jy weet wat die effek is van te min rus op 'n mens se lewe. Ek seker daarvan, meer as een persoon het dit al ervaar. Dit het 'n effek op ons hele menswees. Dit het 'n effek op ons verhoudings. Te min rus maak dat ek iemand is wat geïrriteerd is, wat kort af is. Iemand wat heeltyd verdedigend is en op die oppervlak leef. Dit raak my verhoudings. Veral die verhoudings met die mense naaste aan my. Dit raak nie net my verhoudings nie, dit raak my liggaam. Dit raak my geestelike lewe. Jy's nie meer sensitief vir die stem en die werk van die Heilige Gees nie. Dit raak ons moraliteit. Jy maak oordeelsfoute en baie makliker sê jy ja vir versoekinge, wat jy, as jy gerus was, sou jy nee gesê het, maklik. Maar jy begin oordeelsfoute te maak. Dit raak dinge soos jou werk. Jou kreatiwiteit is laag. Jy voel kortsigtig, jy sukkel om vooruit te dink. En ek noem net 'n paar dinge, daar's soveel meer wat ons kan voeg by dit. Alles voel vir jou net te veel. Dit raak ons emosionele lewe en ons praat selfs van dinge soos uitbranding. Dis die predikant, skrywer Parker Palmer wat werk met mense wat oorweldig voel. En dan het hy 'n baie interessante insig oor hoe ons soms moet kyk na uitbranding. Kyk wat sê hy, lees gerus saam met my. Hy sê, though usually regarded as the result of trying to give too much, burnout
in my experience, results from trying to give what I do not possess. Burnout is a state of emptiness. It doesn't result from giving all I have. It merely reveals the nothingness from which I was trying to give in the first place. Bietjie van 'n ander insig oor uitbranding. So hy sê uitbranding is, ek probeer te gee wat ek nie het nie. Ek is soos 'n leë kruik. Dis in daai seisoen van my lewe waar ek drastiese aanpassings moes maak. Waar ek nuwe ritmes in my lewe moes inbou. Waar ek ook in daai oomblikke gebid het en gesê het, Here, ek wil nooit weer in my lewe op hierdie plek beland nie. En ons begin hierdie jaar met hierdie reeks vervulde lewe. Vervulde lewe is 'n lewe wat vol is, 'n vol kruik lewe. En ons is besig om te kyk na die rigting van Jesus en te sê, maar wat is die ritmes wat Jesus in sy lewe ingebou het? En hoe kan ons die lewe van Jesus beleef? Dis 'n baie eenvoudige antwoord. Deur die ritmes van Jesus in ons lewe in te bou. En daarom die sirkels, as jy onthou die sirkels, ons werk met hierdie sirkels. Ons het begin met vernuwing en gesê, ritmes met die skrif is belangrik. En toe praat ons laasweek oor gebed, oor die feit dat Jesus ons roep na stil plekke. En veral ook met die skrif, as ek teruggaan na die skrif, ons het mekaar uitgedaag daai eerste week met die een gewoonte, Bybel voor foon. En vanoggend hierdie ritme van rus. Ek wil nou om jou Bybel oop te maak by Markus, die evangelie Markus. Ons gaan nakyk na hoofstuk 6 en dis die gedeelte waarmee ons verlede week ook afgesluit het. Ek wil jou regtig ook nooi om jou kalender te merk, want na hierdie reeks gaan ons 'n paar weke opbou tot en met Paasnaweek en ons gaan werk deur die evangelie van Markus. Dit gaan 'n wonderlike paar weke wees. Maar hier in Markus 6 is Jesus besig om weer eens te praat met sy disippels, met ons. Die Markus evangelie, ek wil nie net te veel vooruit hardloop nie, maar dit is 'n baie unieke evangelie op baie vlakke. Een van die dinge wat hierdie evangelie so uniek maak is, ek dink dis 'n evangelie wat geskryf is veral vir mense in ons tyd, mense wat lewe met 'n vinnige pas. Hierdie is die evangelie met 'n baie vinnige pas. Daar's geen geboorteverhaal van Jesus nie. Hy begin dadelik te vertel oor die bediening van Jesus en die woord dadelik kom meer as 40 keer voor in hierdie evangelie. Vinnig. Maar dis in hierdie vinnige pas, in jou en my vinnige pas, waar Jesus kom met 'n uitnodiging na ritme van rus. Kom ons lees saam, vers 30 tot 31. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense, kry gou die prentjie in jou kop, baie mense wat gedurig gekom en gegaan het. Sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Ken jy daai ritme? En hier kom Jesus met hierdie groot uitnodiging vanoggend. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hierdie uitnodiging is vir elkeen van ons. En ek wil nie vanoggend simplisties praat oor hierdie groot onderwerp. En ek besef, hier's van ons wat vanoggend hier sit en nou al reeds in jou gedagtes sê, maar jy ken nie my lewe nie. En vanoggend het ek 'n paar mense in gedagte. Ek dink vanoggend aan enkel ouers wat soveel balle in die lug het. Ek dink vanoggend aan ons ouers met kleinkinders in die huis. En jy as ouer met 'n kleinkind in die huis sal dalk vanoggend ook sê, ek weet nie hoe om rus te spel nie. Wat nog om rus in my lewe in te bou.
Ek kan nie eens op my eie badkamer toe gaan nie, dan is hy 2 klein lyfies, 3 klein lyfies daar, en hulle klop aan die deur, hulle wil by mamma of by pappa wees. Ek ken die rus nie. Ek dink vanoggend aan jou. Ek dink vanoggend aan ouers met tieners in die huis. Julle moet bid vir ons met tieners in die huis, asseblief. Ek dink ook aan huise waar daar studente is. En jou student is dalk op die oomblik in 'n ander dorp, in 'n ander provinsie. En julle moet 2, 3 huishoudings aan die gang hou. Dis uitdagend. Jy dink nie net aan jou eie lewe nie, daar's 2, 3 ander lewens waaroor jy dink. Ek dink ook in ons studente. As die jaar eers begin, daar's soveel wat moet gebeur. Ek dink selfs aan ons wat afgetree is. Ek sien die wat afgetree is. En ek hoor hoe baie van ons ook in Kruik 60 sê, ek het gedink as ek aftree, gaan ek meer tyd hê, ek gaan meer rustiger wees. En skielik het jou verantwoordelikhede meer geraak. Dalk is jou kleinkinders ook in jou sorg. Dis van ons wat moet omsien na mense wat siek is, of dalk jou ouers wat in hulle ouderdom is. Dis van ons wat in jou werkplek baie ekstra ure moet werk. Ek hoor van jou skedule. Hier is nie 'n maklike onderwerp nie. Hier is 'n uitnodiging van Jesus aan elkeen van ons. Of jy vanoggend 'n tiener is, of iemand in jou jare is, vir elkeen. Ek kyk na hierdie uitnodiging, en dan vra ek die vraag, wat sou gebeur het as hierdie disippels nee gesê het op hierdie uitnodiging, as hulle dit nie aanvaar het nie? Ek wil vir jou 3 opsies noem. Want ek dink hierdie 3 opsies is ook baie keer ons versoekinge op hierdie uitnodiging. As hierdie disippels nee gesê het op hierdie uitnodiging, sou hulle dalk gesondheidsuitdagings gehad het, as gevolg van uitputting, want daar's soveel nood, daar's soveel nood gewees rondom hulle. Die werk stop nie. As hulle nie ja gesê het nie, maar nee gesê het, sou hulle dalk van hulle opgehou het om vir Jesus te volg. Daar sal ook van hulle gewees het gesê, ek steek my hande in die lug, put your hands in the air, wave it like you just don't care. Ek gee op, Here. Ek sien nie kans vir dit waarna U my roep nie. Hierdie pas is vir my net te erg. Dan dink ek die derde groot ding is, van hulle sou verslaaf geraak het aan hulle werk. Gebeur dit nie ook met ons nie? Dat hulle sou die impak gesien het, hulle sou die momentum beleef het. Dis lekker om die impak en die momentum te sien. Maar die uitdaging is om nie jou identiteit en jou waarde te vind in wat jy doen nie. Jou werk nie. En dis wat met hulle kon gebeur het, as hulle nee gesê het op hierdie uitnodiging. Dis wat met ons kan gebeur, as ons hierdie uitnodiging nie aanvaar nie. Maar kom ons kyk na die positiewe. Wat kan vandag gebeur as ons vir Jesus ja sê op hierdie uitnodiging, waar hy sê, bou ritmes van rus in jou lewe in? Wat kan gebeur? Kom ons noem 'n paar goed. Eerstens, ek begin te ontdek, en ek hoop nie hierdie gaan te teologies klink nie, maar ek ontdek dat rus is nie in 'n plek nie, dis in 'n persoon. Dit moet ons wegspringplek vandag wees. Hierdie is nie 'n selfhelp boodskap nie. Dis glad nie 'n selfhelp boodskap. Dat ware rus, miskien moet ek dit byvoeg, ware rus is nie in 'n plek nie, dis in 'n persoon. Dat Jesus sê, hy sê, onthou die uitnodiging in die begin van die diens, kom na my toe. Vir die disippels hier sê hy, kom saam met my. Hy sê nie vir hulle gaan slaan kamp op in die wildtuin nie, alhoewel dit lekker is. Of gaan spandeer 'n paar dae in 'n ATKV oord, lekker buffelspoort, in die swembad, lekker Afrikaanse musiek. Ja. Dis heerlik, maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê nie, gaan na daai lekker huisie daar langs Mosselbaai of Hartbeespoort strand nie. Dis wonderlik. En ons rus. Maar jy het al agtergekom, dis nie ware rus nie. Ware rus lê nie in 'n plek nie, maar dit lê in 'n persoon. Ons gaan teen die einde weer terugkom hierna.
Dis daarom dat ons, en ek hoop bly vir 'n oomblik saam met my, in die begin, wanneer lees ons die heel eerste keer in die Bybel oor rus? Die heel eerste keer wat ons lees oor rus, is op die 2de bladsy van die Bybel, Genesis 2. Waar ons lees dat God skep, 6 dae, op die 7de dag, rus hy. Hoekom rus God? Was hy moeg? Het hy vir homself gesê, "Joe, hierdie oseane het my besig gehou. Veral die Indiese Oseaan, hè? Weet julle hoe uitputtend is om te werk met hierdie planete en al hierdie diere? Ek's moeg." Nee, God was nie moeg nie. Die rus van God spreek van die volheid waarin hy beweeg. Die volkomendheid van die skepping. En daarom vorm hy die mens. En hoe spandeer die mens sy eerste dag op aarde? Hy rus. Hy is in die volheid van God. Saam met God, in sy teenwoordigheid, in die volheid, beleef hy die volheid, die heelheid van God. Dis die rus wat God ons na toe roep. Kan jy dink dat jy aansoek doen vir 'n werk? En hulle sê vir jou, hulle kontak jou, jy het die werk gekry, môre is die eerste dag van hierdie werk, en hulle sê vir jou, maar jy hoef nie in te kom môre vir werk, jy's af. Dis wat met Adam gebeur. Sy eerste dag is hy af. Hy hoef nie in te kom vir werkie. Jy kan rus. Daar's 'n ritme wat God voorstel as dit kom by die skepping. En hierdie ritme is rus, werk, rus, werk, rus, werk. Ons werk, onthou, werk is nie as gevolg van die sondeval nie, né? Ons het vir mekaar gesê, dat werk was reeds daar voor die sondeval. Maar God sê werk en lewe vanuit 'n plek van rus. Lewe vanuit 'n plek van rus. Dis nie 'n plekkie, dis 'n persoon. Maar ons kultuur se ritme is baie keer hierdie, werk en rus as 'n beloning. 'n Rus is nie 'n beloning nie. Dis nie 'n beloning om te verdien nie. Hierdie ware rus waarvan ons nou praat, dis 'n geskenk om te ontvang, want dit lê in 'n persoon. Dis waar ware rus begin. En die harde waarheid is dit, as ek nie 'n lewe leef wat oorgegee is aan Jesus Christus, dan gaan ek sukkel om ware rus in my lewe te ervaar. Ek gaan van vakansie na vakansie, van afnaweek na afnaweek, en ek gaan dit nie kan ervaar nie, daai ware rus. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder. So, ware rus lê in 'n persoon, dit lê in Jesus Christus. Maar nou nooi God ons om hierdie rus, hierdie toestand van heelheid, en net so, by the way, sondeval het ook hierdie toestand van heelheid kom vernietig, né? En hy bring ons op plekke waar ons allerlei ander goed doen en hierdie toestand van heelheid mis. En nou kom en hy sê, hierdie toestand van heelheid, jy kan dit beleef. Bou ritmes in jou lewe in, ritmes van rus. Hierdie toestand moet nou hande en voete kry. Daar waar die tekkie die teer slaan in ons lewens, gaan plan dit in jou lewe. Hoe doen ons dit? Weer terug na die Ou Testament. Na daai eerste gedeelte oor rus, begin ons te lees van rus in die 10 gebooie. Die 4de gebod sê, hy praat oor die Sabbat. Sabbat beteken om te stop. Daar's 2 dele in die Ou Testament waar daar gepraat word oor die 10 gebooie. Eksodus 20 en Deuteronomium 5. Eksodus 20 kom God en hy sê, hier's 'n ritme. Hier's 'n ritme om in te bou. Werk 6 dae, rus die 7de dag. Daar's 'n ritme wat deel moet word van jou program, van jou leefwêreld. En hierdie 2 gedeeltes bevat dieselfde inligting, maar die motief by elkeen verskil. Ek gaan nou verduidelik wat die motief was. Dit is interessant dat hierdie gebod, die 4de gebod, die gebod is met die meeste woorde. Dis die gebod wat ons die meeste oortree. Dis die gebod ook waarop ons die meeste trots is om te oortree. Ek het nog nooit op sosiale media gelees dat iemand trots is dat hulle een van die ander gebooie oortree nie. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat sê,
Julle moes gesien het toe ek laas week 'n afgod aanbid het. Ek's regtig trots op dit. Of ek voel vandag lus om so 'n bietjie in Woolies in te stap en iets te vat sonder om daarvoor te betaal. Maar tog is ons trots daarop om te sê hoe besig ons is en dat ons nie rus nie. Kom ons kom terug by die twee gedeeltes, Eksodus 20, Deuteronomium 5. Eksodus 20 is die motief vir rus. Hy vat ons terug na die skepping toe. Hy sê daar's 'n ritme in die skepping. Jy en ek is gemaak na die beeld van God. God het gerus. En daarom het ons nodig om te rus. Maar in Deuteronomium 5 is dieselfde gebod. Hoekom 'n tweede keer? Net so terloops, die woord Deuteronomium, die Bybelboek, dit beteken tweede wet. Dis die tweede keer wat hy die wet gee. Want hoekom? 40 jaar het verloop. Die mense staan nou op die grens van die Jordaanrivier om die beloofde land in te gaan. Daar het 'n generasie uitgesterf wat dalk nie gehoor het van die gebooie by die berg Sinai nie. Hulle moet herinner word. En die motief vir hierdie gebod is totaal en al anders as in Eksodus 50. Die tweede gebod sê die volgende, hy sê, jy moet daaraan dink, dis Deuteronomium 5 vers 15, jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Wat wil hy vir ons sê? As jy rus, is vir vrye mense. As jy onthou, julle was slawe gewees. Vir 400 jaar was hulle slawe. Vir 400 jaar, al wat hulle geken het was werk. Werk of sterf. Daar was nie 'n naweek gewees nie, daar was nie 'n afdag gewees nie, daar was nie kraamverlof gewees nie, daar was nie betaalde verlof nie, daar was nie studieverlof gewees nie. Jy werk of jy sterf. Jou identiteit, jou waarde het gelê in jou werk. En nou sê God, jy's vry. Jy's 'n vry mens. En 'n vry mens lewe met 'n ritme van rus. Jou waarde lê nie meer in jou werk nie. Jou identiteit lê nie meer in jou werk nie. Vir hulle was Farao dood. Farao het in die bodem van die Rietsee gelê. Daar is nie meer 'n Farao nie. En ek weet van ons dink nou en sê, maar my baas klink baie soos Farao, werk of sterf. Maar soms het ons hierdie innerlike Farao, daai innerlike dryf, waar my voel, ek moet werk, of ek sterf. En dan werk ons baie keer tot ons sterf. En daarom die tweede gedagte om te sê, rus is vir vry mense. Bou daai eindstreep in. En ons onthou, ons gaan nie terug nou na Joodse wette toe nie. Maar bou daai eindstreep in jou dag, in jou week, in jou jaar. Ritmes van rus. Dit bring my by 'n derde gedagte. Dat rus is 'n daad van vertroue. Kom ons gaan terug na hierdie uitnodiging van Jesus toe. Jesus gee hierdie uitnodiging aan is amper die toppunt van tyd van bediening vir hierdie disippels. Dinge gebeur. Hulle sien wonderwerke. Het werk gestop? Nee, werk het nie gestop nie. En ek dink baie keer beleef ons dit en ons sê, maar joh, dinge gaan nou so goed, ek kan nie nou stop nie, daar moet momentum wees. En ek dink ons moet vir mekaar hier sê, ja, daar is seisoene en daar is soms projekte waarin ons besig is en ons kan nie wegbreek en stop nie. Ons almal se werke het dit. Waar daar seisoene is waar dit vir jou net onmoontlik is om te stop. Maar ek kan nie konstant lewe met daai ritme van werk nie. Ek moet ergens asem skep. En die disippels kom en hulle kom wys vir ons dat rus en vertroue is gekoppel aan mekaar. Dat wanneer ek wegstap van iets, is dit eintlik 'n verklaring van vertroue. Here, ek stap weg, maar ek besef, U hou nooit op om te werk. As jy dink aan rus en vertroue, kom ons dink prakties. Ons sien dit in soveel areas van ons lewe. As daar nie vertroue is nie, sukkel jy om te rus. Kom ons dink byvoorbeeld as jy ry saam met iemand in 'n voertuig en jy is die passasier. As jy nie die bestuurder vertrou nie,
gaan jy nie kan rus nie. Jy gaan die hele tyd rondkyk. Weet, jy gaan speeltjie blinde kop. Jy gaan rondkyk. Jy gaan die hele tyd praat en sê, hoor, het jy daai kind gesien? Het jy daai voertuig gesien? Pas op hiervoor. Jy gaan sit in die passasierskant en daai passasierskant gaan voel, jy trap daai vloer van daai voertuig deur. Jy breek elke keer as jy 'n voertuig sien. Ek weet ek maak nou moeilikheid, want van julle gaan nou huis toe gaan en sê, o, so jy vertrou nie my bestuursvermoë nie. Dis hoekom jy so baie praat. Nee. Maar julle ken daai konsep. As ek nie vertrou nie, kan ek nie rus nie. Maar as ek vertrou iemand se bestuursvermoë en ons ry lank pad, dan kan ek selfs my oë toemaak en soms slaap. Kom ons dink aan nog 'n paar praktiese voorbeelde. As ek my hare gaan sny, manne, en jy vertrou die persoon wat jou hare sny, kan jy ontspan. Maar as jy nie daai persoon vertrou nie, hou jy elke beweging dop. As hy daai lemmetjie uithaal, dan hou jy daai lem dop, want waar gaan daai lem beweeg? As daar vertroue is, kan daar rus wees. As daar vertroue is in 'n verhouding, kan daar rus wees. As daar nie vertroue is nie, as jy nie jou meisie vertrou nie, as jy nie jou vrou vertrou nie, as jy nie jou man vertrou nie, en daai selfoon ping, wie het 'n boodskap gestuur? As hy besig is om te sê, waarmee is jy besig? As jy bel, wie praat nou daar in die agtergrond? Wanneer daar vertroue is, kan daar rus wees. En daarom Psalm 62 sê hy, net by God vind ek rus. Hy sê, want op hom vertrou ek. So rus, wanneer ek ritmes van rus begin inbou, dan is dit ook 'n daad van vertroue. Ek wil jou nooi om vanaand hier te wees. By ons 6:30 diens gaan ons baie prakties kyk hoe om rus in ons lewens in te bou. Bruce Larson is 'n predikant wat vir baie jare gewerk het in New York. New York, die stad wat beskryf word as die stad wat nooit slaap nie. En hy het baie te doen gekry met mense wat uitgebrand het, wat oorweldig gevoel het. En die manier hoe hy hierdie mense bedien het, is hy sou so 'n persoon neem na 'n beeld in die middel van New York by die Rockefeller sentrum, beeld van Atlas, 'n uitbeelding, met 'n wêreldbol op sy skouers, 'n aardbol. En so sou hulle by die aardbol staan en hy sê vir die persoon sê, kyk na hierdie aardbol. Kyk na die inspanning van Atlas. Atlas is amper op sy knieë. Daar's inspanning in sy spiere, sy gesigsuitdrukking wys. Dis nie maklik om die wêreld op sy skouers te hou nie. En dan sy gevra het, voel jy soms so? Voel jy so nou op hierdie oomblik? Nou baie interessant, reg oorkant is daar 'n kathedraal. En dan sal hulle oorstap na die kathedraal toe, en in hierdie kathedraal is daar 'n uitbeelding van Jesus. Maar Jesus as kind. En hy het die aardbol in sy hande. Sonder moeite hou hy hierdie wêreld vas in sy hande. En dan die uitnodiging, dat dit wat jy voel, jy so swaar aandra, wil jy nie dit oorgee aan die een wat vir jou en vir my vanoggend uitnooi en sê, kom saam met my, na 'n stil plek en rus. Een van die dinge in die evangelies wat vir Jesus die meeste in die moeilikheid gekry het, was die wonderwerke wat hy gedoen het, wanneer? Op Sabbatdag, op die dag van rus. Kon Jesus nie die wonderwerke eerder op 'n ander dag doen? Hy kon. Maar by Jesus is niks toevallig nie. Hoekom het Jesus soveel wonderwerke gedoen op Sabbatdag? Hoekom het hy die mense so kwaad gemaak, die godsdienstiges, oor Sabbatdag? Daar's iets kern wat Jesus vir ons kom wys. En hy sê dit ook later in die evangelies. Hy sê, hy's Here oor die Sabbat. En hy sê, hierdie dag is nie gemaak, jy is nie gemaak vir die dag nie, maar die dag is gemaak vir jou.
En ek kom wys vir ons, dat hierdie is 'n dag, wat nie gevul is met reëls en regulasies nie, maar hierdie is 'n dag, hierdie is 'n tyd, waar jy en ek vryheid kan beleef, waar ons genesing kan beleef, waar ons God se teenwoordigheid, sy koninkryk wat deurbreek kan beleef. Daai volheid, kan ek jou terugvat na Genesis toe, wat God beleef het op die 7de dag. Dis koninkryk wat deurbreek. Maar as ek nie ritmes van rus in my lewe gaan inbou nie, gaan ek dit mis. Ek het hierdie week gegaan en ek het so 'n joernaal gaan soek na my tyd in daai hospitaal. Ek het vir maande gesukkel om net weer normaal te voel. En op Vrydag 7 Januarie 2011 skryf ek die volgende woorde. In my toestand van moegheid, van onsekerheid. Matteus 11 vers 28. Jesus wat sê, kom na my toe. Julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra. En ek sal julle lewens verkoop. Nuwe gewoontes help my tot vandag toe om te sê, it is well with my soul. Hoe gaan dit met jou? Ons gaan vanoggend saam nagmaal gebruik. Ritmes van rus is so 'n prentjie van die evangelie. Want is Jesus wat sê, jy hoef niks te doen nie, niks lief vir jou. Ek aanvaar jou, ek het my lewe vir jou gegee. En ek wil jou nooi, terwyl jy ook vandag van hierdie druiwesap gaan neem, wat praat van Jesus se bloed wat vir jou gevloei het, hierdie brood, sy liggaam wat vir jou gebreek is, dat jy ook sal ja sê op hierdie uitnodiging, die uitnodiging na rus. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U lewe vir ons kom gee het. Dankie dat U ons elkeen vanoggend uitnooi na U rus toe. Ons bely vanoggend rus, ware rus is nie in 'n plek nie, maar dis in 'n persoon, dis in U. En dankie dat U ons ook vanoggend bedien, soos dat ons van hierdie nagmaal gebruik. Ek bid ook dat soos wat ons huis toe gaan vandag, U ken ons elkeen se leefwêreld. U ken ons gesinne, U ken ons uitdagings, ons hoogtepunte. Help ons om prakties ritmes van rus in ons lewe in te bou. Ons bid dit in U naam. Amen.